Ek gaan vanoggend begin met Johannes 15 as skriflesing. Wonderlike gedeelte, maar ons gaan vanaf vers 9 lees, waar die aard van ons verhouding met God veral na vore kom. Kom ons bid net saam voordat ons lees. Liewe Vader, as ons na U toe kom vanoggend, dan is dit met die verwagting dat U ons hier wil hê, dat U met ons in gesprek wil tree, dat dit vir U belangrik is om elkeen van ons te sien, om na ons uit te reik en te deel in ons lewe. Dis hoe U Uself openbaar het. En ons bid, liewe Here, dat dit vanoggend vir ons in die hart mag raak. En ons mag help om al hoe meer deur die dag met U in gesprek te tree. En so te groei in ons verhouding met U, dat dit 'n intieme verhouding sal word, wat heel ons verstand, heel ons siel en heel ons gees sal insluit. Ons besef dat as ons dit vir U vra, dat dit nie iets is wat ons kan bewerk nie, nie deur ons insig nie, of ons intellek of wat ook al nie, maar dat ons diep afhanklik is van die werk van U Gees. En daarom kom ons in nederigheid en vra ons, Here, as ons oor hierdie woorde lees en daaroor nadink, dat U dit lewend sal maak en diep sal dra in ons gees, in ons denke, maar veral in ons lewe. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Johannes 15 van vers 9 af. Soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Vriende, waarom is jy gebore? Het jy al baie diep daaroor nagedink? Daar is toenemende konsensus onder teoloë dat ons gebore is net vir een rede. En dit is dat die Here wou gehad het. Ons moet daar wees. Hy het dit beplan dat jy sal lewe op jou manier, soos hy jou gemaak het. Want hy wil met jou in verhouding tree. Hy wil met jou 'n verhouding ontwikkel, waarin jy deur jou lewe kan groei, kan ontwikkel en kan word wie hy wil hê jy moet wees. Elkeen op ons eie manier. En dit mag miskien vir jou voel as jy nou 'n bietjie ouer geraak het, hierdie doel is nie meer so sterk nie, want my kragte neem af. Maar die wonderlike is, as mens nou kyk wat Paulus vir ons sê, al is ons uiterlik besig om afgetakel te word, innerlik word ons nog vandag
tot dag vernuwe. En hierdie groeiproses hou aan en aan. Jy kan in 'n ou liggaam wees en 'n bloedjonk siel nog hê, want jou siel is ewig. En as jy gefokus bly op die kern van jou lewe, hierdie verhouding met God, dan bly die lewe 'n avontuur. Dit maak nie saak wat met jou gebeur nie. En dit is vir my treffend, hoe dat ons sien, dat in plekke waar ons gedink het, die kerk nou heeltemal agteruit gaan. Julle en ek was, hier in November was ons by 'n kerk in Utrecht, en in die stede van Nederland is daar 'n geweldige agteruitgang. Ons is veral bekommerd oor jong mense. Dit lyk of hulle nie meer belangstel in godsdiens nie, en veral onder opgeleide jong mense met 'n tersiêre agtergrond. Dit lyk asof hulle geen belangstelling meer in godsdiens het nie, behalwe in sekere gedeeltes daar in Utrecht. Ons het na die nuwe kerk toe gegaan, en dit was vir my so interessant om te luister hoe die predikant vertel van jong mense wat geen godsdiensagtergrond gehad het nie. Hulle ouers het lankal al die kerk verlaat, en hoe hulle kom na die alfa kursusse wat hulle aanbied in daardie gemeente. En toe hy vir een van die jong mense vra, hoor hierso, maar hoekom het jy gekom? Wat trek jou? Toe was die antwoord, ek het vir die eerste keer in my lewe gehoor, dat die Here, wie julle sê die hemel en die aarde gemaak het en alles, dat hierdie groot en wonderlike God met my 'n verhouding wil hê. En dit trek my aan. En ek onthou toe ek tot bekering gekom het, vir my was die grootste en die wonderlikste, dat ek dieselfde verhouding met die Here kan hê, as wat Abraham gehad het, of Moses, of Jesaja, of Matteus, of Johannes, of Paulus. Ons almal. Die Here het nie wit broodjies nie. Hy wil dieselfde pad met ons elkeen stap. En ons gaan vanoggend kyk hoe 'n intieme verhouding met God lyk. Wat is die aard van so 'n verhouding? En ons gaan dit aan die hand van 2 vrae bespreek. Hoe word dit in die Bybel beskryf? En dan gaan ons prakties kyk, hoe beleef ons dit? Nou, wat die eerste vraag betref, blyk dit reeds uit die skepingsverhale duidelik, dat die Here die mens geskape het, om in 'n spesiale verhouding met hom te leef. Nou volgens Genesis 1 vers 26 het die Here gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Interessant die ons, nie, wat jy hier kry in Genesis 1. Die Gees van God het gesweef oor die waters, die Heilige Gees is daarbey betrokke, en ons sien hoe Jesus later, veral in die vertolking van Johannes, dat hy betrokke was by die skepping. Laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en die diere oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. Wat beteken dit om na die beeld van God geskape te wees? Dit is iets waaroor teoloë al boeke geskryf het. En 'n mens kan dit nou vreeslik ingewikkeld maak. Maar een van die beste eksegete oor Genesis, die Duitser Klaus Westermann, hy skryf, dit beteken gewoon net, dat hy ons gemaak het, sodat hy met ons in gesprek kan tree. Ons is sy beeld.
Ons kan sy vriende wees. Dit is hoe hy ons gemaak het. En as ons kyk na die kombinasie van die uitdrukking, sodat hulle kan heers oor die visse, dan sien ons hoekom hy met ons 'n gesprek wil tree, want hy wil hê ons moet hom verteenwoordig in die skepping. Die manier waarop ons omgaan met die visse, die diere, die voëls, met sy skepsele, dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor hulle, dat ons namens hom sal sien dat dit goed gaan, dit sal versorg, verantwoordelikheid daarvoor sal aanvaar. Dit is alles deel van die spesiale verhouding wat hy met ons in gedagte gehad het. Hy is 'n skepende God, en hy bly 'n skepende God. En wanneer ons in hierdie verantwoordelikheid betrokke raak, dan ervaar ons hom op 'n heel besondere manier. Ek onthou nog my heel eerste houtwerkprojek. My pa het vir my so stomp Dambotie hout gegee. En ek het hom in die draaibank gesit en ek het hom rondgemaak. My pa het so 'n tuisgemaakte draaibank gehad. En ek het nooit tevore eintlik houtwerk gedoen nie. En ek het besluit ek gaan 'n pion, 'n skaakpion draai uit hierdie hout. Dit kan nogal gevaarlik wees, want Dambotie is swaar. Jy weet, as hy nie behoorlik geklamp is nie, hy is nog nie heeltemal rond nie, dan kan hy daar uitspring. Maar die ander probleem is, wat niemand vir my gesê het nie, is die stof van Dambotie is nogal giftig, nê? Jy gebruik nie Dambotie as jy wil vleis braai nie, want dan gaan jy 'n natuurlike purgasiemiddel daarmee saamkry. Dit het ek ontdek, nadat ek hierdie stof ook ingeasem het. Maar, hoe meer ek gevorm het aan hierdie hout, hoe meer het die vlamme vir my sigbaar begin word. En veral toe ek hom in die einde begin skuur en poleer, en ek sien hierdie pragtige vlamme na vore kom, toe het ek hoendervleis gekry. Want wat sien ek? Ek sien die vingerafdrukke van God. Dis hy wat hy hout so gemaak het. En dit is vir my 'n spesiale oomblik tussen my en die Here. Jy raak betrokke by wat hy gemaak het. En jy tree met hom in gesprek daaroor. En jy beleef dat hy hier by jou staan. En dat hy dit saam met jou bewonder. Dit is hoe 'n intieme verhouding met God werk. Jy doen waarvoor jy gemaak is, en jy los dit aan hom oor. En hy ontmoet jou. Ook met ander kreatiewe dinge waarmee jy mens besig is. Enige iets waar jy skepend mee besig is, daarin sal jy die Here ontmoet, want hy spesialiseer in kreatiwiteit. En een van die pragtige dinge wat ons in die Bybel sien, in Openbaring 20, daar sien ons, miskien moet ek dit so vra, waar gaan jy wees oor 2000 jaar? Het jy al aan gedink? Wat gaan jy doen oor 2000 jaar? Een van julle idee? Kom ek lees vir julle wat staan in Openbaring 20 vers 6. Gelukkig en heilig is die een wat deel het aan die opstanding. Oor hulle het die tweede dood nie mag nie. Hulle sal priesters van God en van Christus wees, en saam met hom 1000 jaar lank regeer. Ons gaan saam met hom heers oor sy werke. Hy sal voortgaan om miskien nuwe diere te maak, nuwe voëls te maak, nuwe planete. En dit is vir hom belangrik dat ons daarin sal deel. Ons gaan saam met hom dit doen, saam met hom heers oor sy hele skepping. Die wetenskap gaan voort. Ons gaan nie eendag niks doen nie. Ons gaan aktief saam met hom besig wees
oor sy wye en groot skepping. So dus in die begin sien ons, hy het ons gemaak, want hy wil ons deel maak van alles wat hy doen, en ook as ons eendag dood is, en ons is saam met hom, gaan ons steeds saam met hom besig wees, in alles wat hy doen. Hy wil ons betrek daarin, met ons persoonlikheid, met ons talente, met ons aanvoeling, want dis vir hom belangrik. As ons verder gaan in die skepingsverhaal, dan sien ons in Genesis 2 vers 19, hoe hy ons betrek by sy kreatiewe werk. In vers 19 lees ons, toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hy bring hulle na die mens toe om te sien wat hy hulle sou noem. En wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. Jola en ek het hierdie op 'n baie besondere manier beleef. Ons was ons lewe lank nog altyd liever Labrador honde. Nou, 'n Labrador hond, hulle sê, wat jou afsit van hulle, is wanneer hulle doodgaan. Dan is dit omtrent 'n begrafnis. En toe Brollox, ons Labrador, oorlede is, toe was dit vir my baie, baie erg. En ek het vir die kinders gesê, ons wil nie weer hond hê nie. Maar hulle het toe my gesit vir al die tweeling, en hulle het toe advertensies gekyk, en hulle het Jola se suster omgepraat, en sy het gesê, sy sal die hond borg. Toe het ek nie meer 'n saak gehad nie. En, maar toe die nuwe Labradorkie daar aankom, ek onthou, ons het na Houtbaai toe gery in ons kombi, en die hondjie was saam met ons, en toe het ons nog familievergadering gehou. Wat gaan ons hom noem? En dit is vir my so interessant, om te hoor die name wat hulle voorgestel het. Want daarin beleef ek ook hulle persoonlikhede, né? En dis wat die Here doen, met Adam en Eva, né? Hy bring wat hy gemaak het na hulle toe. Hy besluit nie op die name nie. Hy sê, hy kyk wat hulle die name sou gee. En dit was hulle name. So julle kan sien, hoe die Here, hoe belangrik dit vir ons, om 'n verhouding met mense te hê. In Genesis 3 vers 8 tot 9, word baie aandoenlik beskryf, hoe die Here van sy kant af mense opsoek om by hulle te wees. Die woorde daarso, hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hy soek hulle op. Dis nie dat hy nie weet waar hulle is nie. Hy weet. Maar hy kom na hulle toe. Hy weet wat gebeur het. Hy draai nie sy rug op hulle nie. Hy kom praat met hulle. Wat hier interessant is dat hy in sy liefde ruimte vir ons gee in hierdie verhouding. Professor Johan Heinz het altyd vir ons as studente gesê, as ons wil weet wat liefde beteken, liefde is om ruimte vir mekaar te maak. Jy wil nie hê die ander persoon moet jou 'n refleksie van jou eie denke of jou eie ego of wat ook al wees nie. Jy wil hê die ander persoon moet sy persoonlikheid behou. En wanneer dit gebeur, wanneer daar ruimte vir mekaar is, dan groei 'n verhouding, dan is dit 'n gesonde verhouding. Wanneer jy verwag dat die ander persoon 'n duplikaat van jouself moet wees, dan is dit 'n selfsugtige verhouding, en dan is daar spanning.
Maar die Here gee ruimte aan die mens, die ruimte om ook nee vir hom te sê, om nie na hom te luister nie. Maar selfs wanneer dit sou gebeur, kom hy na ons toe, en soek hy ons op. Maar dit is in sy aard, dit is hoe hy is. Dit is wat die Bybel sê, God is liefde. En as ons verder deur die Bybel gaan, en ons kom by die priesterlike seën, in Numeri 6 vers 24, dan sien ons daar hoe persoonlik die Here op elkeen van ons gerig is. Ons hoor dit veral in die woorde, laat ek lees van vers 22 af, die Here het met Moses gepraat en gesê, praat met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die Israeliete seën. Sê vir hulle. Met ander woorde wat ons nou gaan lees, kom van die Here af. Dit is hoe hy wil hê, hulle verhouding met hom moet lyk. Dit is hoe hy ook iets van homself sê in hierdie verhouding. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Dit is die 2020 vertaling. Ek dink dit is 'n baie mooi vertaling. Maar wat beteken dit? Dat die Here sy aangesig oor jou sal laat skyn. Ek het al daaroor nagedink. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Wil iemand probeer? Ja, Here? As hy na jou kyk en jou herken. Ja, presies. Dit beteken gewoon dat hy na jou toe draai, jou raak sien en persoonlike aandag aan jou gee. Hoekom? Omdat samesyn met jou vir hom belangrik is. Hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. En hy wil by jou wees, omdat hy saam met jou deur jou lewe wil gaan. As jou gespreksgenoot. As jou vernoot, om dit so te stel. En dit maak hom gans anders, as die ander gode van daardie tyd, wat afstandelik was. Hulle is daarbo. Hulle is nie eintlik gemoeid met die mense hieronder nie. En daar's 'n groot kloof, en jy moet eintlik bang vir hom, vir daardie gode wees. Die God van die Bybel draai hom intiem persoonlik na jou toe. En Psalm 27 vers 8 tot 9 beskryf ons reaksie dan daarop. My hart echo u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet u gesig nie vir my verberg nie. U teenwoordigheid soek ek dan op. Soos wat hy my opsoek, so moet ek hom ook opsoek. En weet julle wat beteken dit? Om gewoon in die dinge wat jy elke dag doen, met hom te begin praat daaroor. Of dit nou tuinmaak is, of jy besig is met een of ander praktiese ding wat jy moet doen, of jy koek bak, of wat ook al, hierdie goed het wat jy gemaak het, betrek hom daarin, praat met hom, wat jy doen, hoekom jy dit doen. En hoe meer jy dit doen, hoe meer word hy deel van hoe jy dink. Jy deel jou gedagtes met hom. Wat ons verhouding nie met God moet wees nie, is dat ons hom net gebruik vir wat ons nodig het. En jy gee so elke keer as jy bid, jou lysie vir hom. Dan maak jy van hom 'n verbruikersgod, wat hy nie wil wees nie.
Baie goeie kommunikasiekundige het eendag vertel van die verskillende vlakke van kommunikasie waarin ons lewe. Die eerste vlak van kommunikasie is wanneer ons dinge sê wat enige iemand anderster kan sê. Ek kom na jou toe en ek vra vir jou, hoe gaan dit? Kan nie klaar nie. Jy sê die gebruikelike, maar jy sê niks van jouself nie. Dit is maar die etiket wat jy hier eintlik naboots. Die volgende is wanneer ons feite deel. Dit het vanoggend so 'n bietjie gereën. Maar enigiemand anderster kon dit ook gesê het. Die volgende is wanneer ons gedagtes oor die feite deel. Ek dink dit is goed dat dit nou weer so 'n bietjie gereën het, want dit raak nou weer 'n bietjie droog as mense so in die sandgrond. As jou erf naby die see is, dan voel jy die grond raak nou 'n bietjie droog, né? Nou deel jy jou gedagtes, hoe jy daaroor dink. Dan gaan jy so 'n bietjie verder. En wat is die vierde vlak van kommunikasie? Ja? Vertel van jouself. Ja, wat van jouself? Dis reg, ja. Hoe jy voel oor dinge. En dan die vyfde vlak van kommunikasie? Nee? Verhouding met 'n hoër Wat is 'n soort gesprek? Ja? Wanneer jy heeltemal openhartig is, naak voor iemand is. Ek onthou, ek was in die lugmag gewees en toe 3 eskader, dit is, of 24 eskader, toe hulle my nooi is vegvliegtuie om saam met hulle te gaan vlieg, het ek vir my vriende gesê, ek is opgewonde. Maar vir Jola het ek gesê, ek is bang. Sê nou ek raak naar in die vliegtuig. Want ons is na mekaar. Ek kan maar myself wees, nee. Vriende, dit is wat jy met die Here moet wees. Gewoon in alles wat jy doen. Hy ken jou van binne af uit. En as jy jou diepste gevoelens met hom deel, wat jy nie eers met ander mense sal deel nie, die goed waaroor jy skaam is, dan word jou verhouding met hom intiem. En dit is hoe hy dit wil hê. Die saamwees met God deur die dag bring 'n rykdom in ons lewe wat geen geld kan koop nie. Broer Lawrence, die outeur van die bekende boek The Practice of the Presence of God, een van julle het dit al gelees, is 'n pragtige boek oor spiritualiteit. Hy het hieroor soos volg geskryf: There is not in the world a kind of life more sweet and delightful than that of our continual conversation with God. Those only can comprehend it who practice and experience it. Let us do it from a principle of love and because God would have us to do so. Dit is wat hy wil hê, né? En dit is elke keer so interessant, hoe hy jou kan verras, wanneer jy hom deel maak, byvoorbeeld van 'n ervaring waar jy geïntimideerd voel. Ek onthou, toe ons nou in Nederland was, om na die geboorte van ons kleinkind te gaan, ek is betrokke daar by die universiteit, en die departementshoof het vir my gesê, die Vrydag het ons geland, hy sê, die Dinsdag wil ek jou graag sien, en hy gee toe vir my 'n projek, waaroor ek moet werk. Dit is oor die spiritualiteit van Nederland in die 18de en die 19de eeu.
Nou, ek het al so 'n bietjie daaroor opgelees en ek het al aantekeninge gemaak. Maar toe ek na die biblioteek toe gaan, dit is die universiteit was gestig in 1634. Nou julle kan dink hoe baie boeke daar is. En ek gaan na die rak vir spiritualiteit toe. En ek het gedink wat ek gedoen het tot dusver was uniek. Maar hoe meer ek kyk, toe sien ek maar daar's 'n klomp ander mense wat ook hieroor gewerk het. En ewe skielik het ek vreeslik geïntimideerd gevoel. Wat sou ek nou vir hulle kan sê wat hulle nie alreeds weet nie? Dit is die gedagtes wat deur my gegaan het. En ek begin met die Here praat. En ek sê vir hom, Here, lei U vir my asseblief. As U 'n doel het dat ek 'n bydrae kan lewer, lei my na hierdie doel toe. En ek onthou een van die outeure wie ek bietjie verder oor wou lees, was die filosoof Blaise Pascal. Hy was hier so in die laat 17de eeu, begin 18de eeu, en hy het iets pragtigs gesê, dat jy kan nie die Here met jou verstand waarneem nie. Jy kan hom net met jou hart waarneem. En dit was vir my treffend geweest, en ek wil graag veral daaroor bietjie meer sê. En ek deel dit met die Here. En op 'n stadium toe ek 'n breek vat, toe stap ek na 'n tafel toe, is daar boeke wat die universiteit nou oortollig verklaar het. Partykeer as predikante doodgaan, dan bemaak hulle boeke in die biblioteek. En dat hulle partykeer meer as een kopie. En ek sien hierso is so 'n bruin ou boekie wat daar lê. En ek tel hom op. Weet julle wat was dit? Dit was die boek wat Pascal geskryf het in die oorspronklike Frans. Asof die Here vir my sê, hier's vir jou persent en 'n aanmoediging. En so ook, ek het werklik beleef hoe hy my lei en my bring by bronne in die weke wat ek nou daar spandeer het. Ek was saam met hom daar. En ek kan vir julle sê, as daar iets daarvan gaan kom, dan is dit hy wat deur my gewerk het, nie ek nie. Hy het my gerig op wat hy gedink het ek moet lees en wat ek moet raak sien. Ek kon dit op my eie gedoen het. En hoe boring sou dit gewees het. Om saam met die Here te werk, om in gesprek met hom te bly, bring rykdom, dit bring avontuur, dit laat jou groei, soos wat jy nie gedink het, jy kan groei nie. Die aard van 'n intieme verhouding word veral deur Jesus op 'n merkwaardige manier in Johannes 15 vers 5 beskryf. Vers 15, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Weet jy wat so ongelooflike woorde is hierdie? God is hier in die woord. En hy sê nie, hy is daarbo en jy is daaronder nie. Ek noem julle nie 'n ondergeskikte nie. Ek noem julle vriende. En hy beskryf ook die aard van hierdie vriendskap. Alles wat ek van die Vader gehoor het, het ek aan julle bekend gemaak. Weet jy wat is dit? Dis die 5de vlak van kommunikasie. Hy sê, in hierdie verhouding wil hy graag openhartig met ons wees. En jy beleef dit, wanneer jy openhartig met hom is.
Wanneer jy nie dinge terughou of wegsteek vir hom nie, maar wanneer jy dit deel met hom, sodat hy jou daarin kan ontmoet en daarin met jou 'n pad kan stap. Dan beleef jy intimiteit, liefde, warmte, samesyn, saam wees. Interessant hoe Paulus daaroor skryf, as hy in Romeine 8 praat, oor die dinge wat ons almal se lewe moeilik kan maak. Die aftakeling, die lyding wat ons nou nog moet verduur. En hier gaan dit spesifiek oor liggaamlike ding, dit gaan oor siekte ensovoorts. En hy sê, geen dood of lewe, geen hoogte of diepte, of enige iets in die skepping kan ons skei van. En daardie liefde is die saamwees met hom, die samesyn met hom. Ons luister nou so na die koor, en weet jy, dit is vir my treffend, dat mense wat dit beleef, hoe anders hulle sterfbed lyk, as mense wat dit nie beleef nie. Felicity Pratt, wat nog saam in die koor gesing het, weet jy, op die laaste dag, toe sy bitter swaar gekry het sy gesing. Sy het psalms gesing, onder andere. Dit is net wonderlik om te sien, die verskil wat die Here se liefde aan iemand kan maak, in die moeilikste omstandighede. En Dawid het natuurlik daaroor geskryf, wanneer die dood sy skaduwee oor my gooi, sal ek nie bang wees nie. Hoekom? Want U is by my. U is saam met my. U is my vriend. En daarom kan ek dan ook alles met U deel. En dit maak 'n enorme verskil. Ek dink ons kan dit opsom deur te sê, wanneer ons deur die Bybel blaai, dan blyk dit baie duidelik dat ons 'n intieme verhouding met God beleef, wanneer ons voortdurend en openhartig met hom in gesprek bly. So maklik is dit, om net te praat, en te bly praat, en te aanhou te praat, en met hom alles te deel, wat in jou gedagtes, in jou gees, in jou onderbewuste, as jy wakker word en jy 'n slegte droom gehad, deel dit met hom. Maak 'n enorme verskil. Dit is iets wat die wêreld nie ken nie, wat die wêreld nie kan koop nie. En daarom bly dit die evangelie, die goeie nuus, nog steeds vir almal. Amen. Paar oomblikke van stil gebed, om die Here te antwoord wat hy met jou gedeel het. Een mens kan nou dink dat jy nie kwalifiseer om so verhouding met die Here te hê as wat Moses of Dawid of Jesaja of Johannes of Jakobus of wie ook al gehad het nie. Dit is, jy dink jy is dalk te groot sondaar.
Is dit nie so nie? Mens kan maklik jouself diskwalifiseer. Nou, hoe kan ek seker wees dat die Here dit ook vir my in gedagte het? So seker as wat jy hierdie brood voor jou sien, hierdie brood wat nou gebreek word. So seker as wat jy dit op in jou mond sit en die tekstuur van die brood proe op jou tong. So seker kan jy weet dat die Here se liggaam vir jou gebreek is. As 'n versoening vir al jou sondes. Sodat jy hierdie vriendskap met hom kan beleef. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is. Die beker van danksegging word ook die beker van die nuwe verbond genoem. Al gewonder hoekom die Here wyn gebruik het en nie iets anderster nie. Wyn gaan lê op jou tong. Dit bly 'n hele ruk op jou tong lê. In my logika simboliseer dit die verhouding met hom. Die verhouding wat voortduur. En dat sy bloed vir my vergiet is, sodat ek ook hierdie blywende verhouding met hom kan hê. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak hoe sleg dit gaan. Wat die Here wat op my pad voorlê nie. Maar die verhouding met hom het ek, omdat sy bloed vir my gestort het, sodat ek in hierdie verhouding kan lewe. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vir jou vergiet is, sodat jy 'n blywende verhouding met hom kan hê. Die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die saamwees van die Heilige Gees bly en wees met julle